Gewoonlik moet ons vrae vra mos in die oggend en nou is dit my beurt om 'n vraag te vra. Okay, ja, wat was die antwoord van verlede week se? Wat is die langste naam in die Bybel? Ek sien dan die Karen het dit op die groep gestuur. Ek weet net nie om dit uit te spreek nie. So iets. Wat 'n vreemde naam, maar is interessant hierdie goeters, dat ek bietjie die ding draai, ek kry warm. Ek hoor dit is nie net ek wat so 'n bietjie snaaks klink vir oggend nie. Vrystaat griep, maar nou my vraag vir oggend aan julle is, en ek vra dit omdat ek die laaste ruk daaroor dink, en ek dink dit is 'n belangrike ding om te weet as 'n kind van God, want ons lewe in 'n tyd, pastoor Gerrit het ook so ruk terug gesê, of ek dink is 2 weke terug toe pastoor gesê het, as iemand kan bewys dat Jesus Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie, is ons geloof daarmee heen. So ook daarmee gesê is, moet ons kan wys dat Jesus wel God is. Daar's soveel mense wat nie meer as Jesus wil glo as God nie, hulle glo net in God die Vader. Hulle sê Jesus Christus was net 'n diensknegt gewees, of moslems glo hy was 'n profeet gewees, en so het mense elkeen hulle eie siening rondom dit. Ander sê hy was letterlik net die seun van God gewees, hy's niks meer as net 'n kind van God nie. Maar met dit gesê is, so as ek nou vir jou sê, jy moet jou geloof verdedig, hoe gaan jy sê dat Jesus Christus God is? Hoe gaan jy dit aan my bewys? En dit is my vraag, en dit is 'n mooi ding wat ek raak gelees het, so julle ruk terug, waar God die Vader vir Jesus God noem. En my vraag is, waar staan dit? Enige kind van God glo ek moet dit weet, en hier is 4 mense in die kerk wat dit moet weet, want ek het dit vir hulle aangestuur in die week, so as niemand dit het nie, verwag ek dat een van daai 4 mense my kan antwoord. Alright, daar's niemand nie, so ons gaan dit dan maar uithou tot volgende week. Ek gaan nog 'n vraag vra, makliker een. Daar was 'n disipel gewees wat Jesus God genoem het. Nee. Ja, het was Thomas gewees. Dit was net Thomas wat spesifiek die woord God gebruik het. Ja. Hy het hom toe uitmos vir Jesus ontken, of gesê Jesus het nie uit die dood uit opgestaan, as hy hom sien, sy vingers in sy wonde kan sit, sy hand in sy sy kan steek, dan sal hy glo, en toe hy dit doen, toe sê hy, my Here en my God. Ons mag nie Google nie. Oh man, maar daar's nog steeds 'n ander een, ons gaan wag vir hom, aangesien ons nie antwoord op hom het nie, die moeilike een. Maar ek wil vandag met julle 'n bietjie oor iets gesels, wat vir my na in die hart lê, en ek dink dit is belangrik om oor te praat, en is bietjie van 'n ongemaklike onderwerp eintlik om oor te praat, want nie net hou mense nie daarvan as ek daaroor praat nie, ek preek eintlik vir myself wanneer ek daaroor praat, so dit is nie altyd 'n maklike ding om oor te praat nie, en ek voel die laaste ruk, dit is iets wat mens werklik moet aanraak, want dit is iets wat verlore raak tussen ons as Christene, en die ding is hoekom ek dit wil aanraak, is dit het 'n impak op ons geestelike lewe en om geestelik te kan groei. En dit is die feit dat ons moet besef dat ons sonde het, en dat ons dit moet aanspreek, en ook verantwoordelikheid vat vir ons sonde. En die een ding is wat ons moet besef, ons elkeen het sonde. Die woord leer ons, die een wat sê hy sonder sonde is 'n leienaar. So, dit is maklik om altyd te sê, nee, hoeveel het julle dit al gehoor, Christen is lief daarvoor om te sê, jy mag my nie oordeel nie. Dit is ons die verskoning wat mense gebruik, wat sê hulle is Christene, nee. As jy net vir hulle iets sê, maar jy mag my nie oordeel nie, dit is wat hulle altyd sê. Of jy gee iemand die skuld, anders die skuld vir jou dade, blame shifting, so die Engelsman so sê, nee. Ons wil nie meer verantwoordelik gehou word nie, veral wanneer iemand jou konfronteer oor jou tekortkominge, dan is jy baie vinnig om iemand anders te blameer. Maar die feit van die saak staan so, as ons nie ons sonde in die gesig staar nie en verantwoordelikheid vat daarvoor nie, en nie na God toe gaan vir hulp om te verander nie, gaan jy nie verander nie, jy gaan nie groei nie, en jy gaan nie die mens wees wie God jou geroep het om te wees nie. Die woord vertel ons oor en oor dieselfde ding, transformasie begin by nederigheid, bekering en gewilligheid om God toe te laat om in ons te werk.
En ek wil hê ons moet vandag kyk hoekom ons moet ophou om ander te blameer vir ons sonde en hoekom ons verantwoordelikheid moet begin vat vir ons sonde en self begin ons sonde aanspreek. En dan om daai ware verandering te kan begin ervaar in ons lewe. Weet julle, om ander mense te blameer vir jou sonde, nê, is nie 'n nuwe ding nie. Maar ek hoor die ou mense sê, die kinders van vandag, het julle dit al gehoor? Hulle wil nie meer verantwoordelikheid vat vir hulle dade nie, of in die werksplek. Hulle wil nie meer verantwoordelikheid vat nie, kinders van vandag. Maar die waarheid is, dit is 'n ding wat al van die begin van tyd afkom. Die eerste 2 mense wat op aarde gelewe het, Adam en Eva, het presies dit gedoen. Hulle het nie verantwoordelikheid gevat vir hulle dade nie. Is dit nie so nie? Kan julle die storie onthou daarom nog van Adam en Eva? Ek hoop so. Maar Amen. Maar ja, kyk, God het hulle mos toe nou gekonfronteer, so kom ons lees gou 'n bietjie hier in Genesis 3:12 en 13 wat staan daarso. As jy jou Bybel het. Ek glo julle sal hom vinnig kry, is die laaste boek in die Bybel. En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Sien julle wat hier gebeur het? Adam het Eva blameer en ook vir God, want hy het vir God gesê, die vrou wat u my gegee het. En wat het Eva gedoen? Sy het weer die slang blameer. Nie een van hulle wou skuld erken, nie een van hulle het gesê, Here, dit is my skuld, ek het gekies om van daai vrug te eet nie. Ek dink baie keer, ek wonder of dit nie anders dalk sou uitgedraai het as Adam net gesê het, Here, ek is jammer nie. Maar in elk geval, maar soos ons nou gelees het ons van die eerste sonde af, het ons as mens die neiging om nie verantwoordelikheid te wil vat nie. Nee, is dit nie so nie? As 'n taxi voor jou inry en jy word kwaad, dan is dit die taxi ou se skuld dat jy kwaad geword het. Nee. Is dit so, pastoor? Nee. Ek wonder maar net partykeer wat hy dan van die vrug van die gees geword so tussen ons Christene wanneer ons so kwaad raak vir hulle. Of as iemand jou te nakom, nê? En dan neem jy wraak, is dit nie so, nê? En dan wat sê jy as iemand jou konfronteer? Nee, maar hy het dit begin. Ek het dit nie begin nie, hy het dit begin. En dan een wat ek altyd hoor wat mense daarvan nou, ek hoor dit amper daagliks, veral op sosiale media, as iemand iets aanspreek, dan sê hulle, jy mag my nie oordeel nie. Nee, Henry, jy's ook mos nou nie perfek nie, hoekom oordeel jy my? Maar dis 'n ding wat ek agtergekom het, dit is asof mense dink, as hulle die fokus van hulle eie sonde afskuif, en die kollig op iemand anders te wil sit, hulle dink dit vee hulle sonde uit, maar dit doen nie. Om ander te blameer, vee nie jou sonde uit nie, om die kollig te skuif, nee, en op iemand anders te sit, laat jou nie vrykom van daai sonde nie. En dis die ding wat mense nie besef nie. Die probleem is, dit gaan jou eerder vasboei en vasgeboei hou aan die dinge wat God ons reeds van wil vrymaak. Die woord van God sê vir ons om self ondersoek te doen en te bekeer. Is nog 'n vers wat ek vir julle wil lees, wat koning Dawid vir ons geskryf het in Psalm 139 vers 23 en 24. Koning Dawid sê hierso: Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar eendag 'n sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Sien wat het koning Dawid gesê hierso? Hy het gesê, deursoek my hart, Here. Koning Dawid het nie gesê, gaan deursoek my buurman se hart, nie. Gaan besoek hierdie ou se hart wat my nou kwaad gemaak het hier in die kerk of in die dorp of wat ook al nie. Koning Dawid het gesê, Here, deursoek my hart. Want hy het geweet om waarlik te verander, begin om verantwoordelikheid te vat vir jou eie sonde. En almal sê altyd, jy mag my nie oordeel nie, né? En hulle ken hierdie skrif so goed, daai mense wat dit altyd sê, is Matteus 7. En ek wil so vinnig Matteus 7 vers 3 en 5 vir julle lees. Dit is vir my so interessant as jy dit in konteks lees. Daar staan: En hoe sien jy die splintertjie in jou medemense oog raak, maar jy merk nie die eislike stomp in jou eie oog nie?
of oog nie op nie? Of hoe sal jy vir jou medemens sê, kom laat daardie splintertjie uit jou oog haal, terwyl daar 'n eislike stomp in jou eie oog is? Jou skynheiligheid, haal eers die stomp. Sorry, ek lees nou so verkeerd, skynheiligheid, ja. Haal eers die stomp uit jou eie oog uit, dan sal jy ook duidelik kan sien om die splintertjie uit jou medemens se oog te haal. Jy sien, die fariseërs was lief daarvoor om ander mense se sonde uit te wys en hulle te wys hoe verkeerd hulle lewe. Maar die ding wat hulle nie gedoen het is nie. Hulle het hulle eie sonde geïgnoreer. Hulle het nie verantwoordelikheid gevat vir hulle eie sonde nie. En Jesus het hier vir hulle gesê, as julle nie na julle eie sonde kyk en dit regmaak nie, is jy nie in die posisie om ander te kan oordeel nie. Dis iets wat ek altyd sê, ek het opgehou rook, laat ek 'n voorbeeld kan wees vir ander. Ek kan nie wil rook en dan sê ek vir iemand anders dat hy moet ophou rook nie. Ek kan nie 'n alkoholist wees en vir 'n alkoholist sê hy moet ophou drink nie. Jy kan nie dieselfde ding doen en dan iemand anders te wil help nie. En dit is 'n ding wat ook vir my mooi is van hierdie skrif wat ek agtergekom het. Ek dink ook hierso, as jy daai probleem oorwin het, is jy 'n hulp vir iemand om ook daai probleem te oorwin, want nou het jy die kennis hoe die Here jou gehelp het en gelei het, so jy kan daai kennis oordra. Maar ja, as jy hierso sien wat Jesus gesê het, hy het nie gesê ignoreer jou sonde en leef soos jy wil nie. Hy het eintlik iemand hierso aangespreek oor dit wat hulle verkeerd doen. Hy het gesê sort jouself uit, haal die balk uit jou oog uit. Hoekom het hy dit gesê? Soos wat hy gesê het, jou beginpunt is om oorwinning te kry is om verantwoordelikheid te vat daarvoor. En die gevaar is as jy nie jou sonde aanspreek nie, daar's 'n gevaar daaraan. So kom ons kyk bietjie daarna. As ons nie ons sonde aanspreek nie en ons bly ander blameer vir ons sonde, of ons kruip agter die ding weg, wat ons so lief is om te sê, jy mag my nie oordeel nie, sê die Bybel iets duidelik vir ons. As jy nie jou sonde aanspreek nie, gaan dit nie net daar bly nie. Dit is die ding wat mense nie besef nie. Jou sonde gaan nie net daar bly nie. Dit gaan begin vrug dra en dit gaan begin groei. En dit is die probleem. So, dit is ook as jy baie keer mense het een klein foutjie, miskien kyk jy na pornografie en dan as jy weer sien, dan groei daai welis en dit groei in iets anders in en dit begin al hoe meer verskillende vrugte dra. En Jakobus 1 sê dit so mooi vir ons, vers 14 en 15. Ons eie sondige begeertes beproef ons. Sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babietjie wat gebore word. En as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. So sien julle, as sonde is soos 'n saadjie wat jy plant, en as jy dit water gee met verskonings, dan gaan daai saad begin wortel skiet. En as ons dit voed met ontkenning, gaan dit begin groei. En as ons dit toelaat om tot in volwassenheid te groei, gaan dit begin 'n probleem veroorsaak met jou verhouding met God. Dit gaan jou verhouding met God begin negatief beïnvloed. En dan daai probleem wat ons so geleer word deur baie Christene, jy mag my nie oordeel nie, kom ons praat bietjie daaroor, want ek kom agter dit is so 'n lekker ding wat mense sê, dit gly so lekker van die tong af. En ek sê dit baie vanoggend, want ek wil hê julle moet dit hoor, wat hulle sê, moet my nie oordeel nie. En die skrif wat hulle altyd toe verwys, gesê het is Matteus 7, en vers 1 sê ook, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Weet julle wat, mense verdraai daai skrif om iets. Weet jy wat doen hulle? Hulle sê dit eintlik net om vir jou te sê, hoor hierso, los my uit. Ek kan doen wat ek wil. Dis eintlik wat hulle doen. Hulle wil net van jou eintlik ontslaa raak. Maar die ding is, dit is glad nie wat Jesus vir ons gesê het in hierdie hele hoofstuk nie. Dit is hoekom dit belangrik is om nie net versies te gryp en jou eie storie aan mekaar te ry om jou standpunt te verdedig. Dit is belangrik om die hele boek in konteks te lees. Jesus waarsku wel in hierdie skrif teen skynheilige of selfregverdigende oordeel. Jesus sê nie jy moet nie verantwoordelik gehou word vir jou dade nie. Die skrif leer ons eintlik die teendeel. As ons na Galasiërs 6 weer kyk, sê Paulus, ons moet mekaar in liefde verantwoordelik hou. Stem julle saam? Dis nie altyd 'n maklike ding om te hoor nie. Paulus sê hierso Galasiërs 6, broers en susters,
Wanneer iemand in een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reg help. Wees baie versigtig dat jy ook nie versoek word nie. Soos jy nie mag oordeel nie, of as jy, kom ek sê hier, soos jy sê jy mag my nie oordeel nie, as 'n verdedigingsmeganisme, beskerm jy eintlik nie jouself nie. Mense sê dit so baie keer om hulle self te probeer beskerm teen ander mense of om kwaad te word, of hulle beskerm hulle self teen seer kry. Maar die ding is, jy beskerm nie jouself nie. Jy beskerm jou sonde teen blootstelling. Jy probeer jou sonde bedek. Maar die probleem wat ons moet besef is, God sien ons sonde. Ons kan dit nooit vir hom wegsteek nie. Hebreërs 4 sê vir ons, voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen. Nee, dit is nogal indrukwekkend waar ons so staan. Dit is eintlik verbasend, dit is skokkend. Jy kan nie jou sonde wegsteek. Jy sien baie keer voor mense probeer ons sonde wegsteek of ander blameer of manipuleer, maar weet julle wat is die feit van die saak? Jesus, God, hy gaan nie gemanipuleer word die dag wanneer jy voor hom staan nie. Hy gaan nie vir jou sê, dit is oukei, ek verstaan jou ou verskoningkie, hoekom jy dit gedoen het nie. Jy gaan nie, God word nie gemanipuleer nie, dis 'n ding wat ons moet besef. Wanneer ons voor God staan, gaan ons nie ons sonde kan wegsteek nie. Maar die ander ding is ook, het jy al in jou binneste gevoel, dan begin jy so ongemaklik voel, dan weet jy dit wat jy mee besig is eintlik verkeerd, nê? Jy het al gevoel, ek glo nie net ek nie. En ek glo is absoluut die Heilige Gees wat besig is om iemand te oortuig van dit wat hulle doen is verkeerd. En die ding is, mense moet begin besef wanneer jy dit begin voel, dit is nie as gevolg om ander mense dit vir jou sê nie. Dit is die Heilige Gees en dit is eintlik aan die genade van God wat jou roep om te verander. Dit is wat dit is, want die Here wil hê ons elkeen moet verander. Maar dan wil ek ook vra, wat is die alternatief? In plaas van om ander te blameer, of soos die Engelsman sal sê, om te deflect of blame shifting te doen. Vir my is dit belyding en bekering. Johannes 1 sê vir ons, Johannes 1 vers 9, as ons egter ons sonde bely, is hy betroubaar en regverdig om ons sonde te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Ons moet een ding verstaan, belyding van sonde is nie net om te sê jy is jammer nie. Ons moet saam met God stem en vir God sê, Here, ek weet dit wat ek nou gedoen het, ek stem saam met U, dit wat ek doen is verkeerd. Is absoluut verkeerd, Here, ek bely dit. En ons moet dit bedoel, want talk is cheap, almal kan dit sê, maar as 'n verskil tussen sê en waarlik dit bedoel, wanneer ons voor God kom. En dan moet ons besef, wanneer ons dit bely het, kom maar bekering, en wanneer ons bekeer, is dit 'n keuse wat jy maak om 'n omkeer in jou lewe te maak, 'n 180 grade omkeer, om te draai van jou sondige leefwyse en op God gefokus te bly en hom te volg. En weet julle wat vir my mooi is, en ek weet pastoor is ook lief vir hom, om uit sy boeke uit te lees. Koning Dawid was so 'n mooi voorbeeld vir ons hiervan gewees. Dit is vir my regtig wonderlik. Kan julle die storie onthou van Batseba, nê? Ken julle daai storie wat sy naak gebad het, toe sien hy haar, toe kyk hy. Nou kyk, toe het Nathan mos gekom, wie ken van Nathan? Dis mos die profeet gewees, toe hy mos na koning Dawid toe gegaan, en toe het hy hom gaan aanspreek daaroor. Jy sien, en hy het hom gaan aanspreek oor sy oorspel met Batseba, en toe die moord van haar man, Uria. En die ding wat vir my so mooi is, koning Dawid het nie gedoen wat ons doen toe hy aangespreek word. Toe Nathan hom gesê het, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Het koning Dawid nie gesê, ja, maar dit is haar skuld, sy het my verlei nie. Koning Dawid het dit nie gesê nie. Koning Dawid het gesê, wat het hy gesê? Wie weet wat het hy gesê? Hy het gesê, ek het teen die Here gesondig. Hy het erken dat hy verkeerd was. En toe gaan skryf koning Dawid vir my een van die mooiste psalms. Psalm 51. Jo, dis vir my 'n kosbare psalm, en dis hoekom sing ons hom ook so nou en dan. Jy sien, hy het verantwoordelikheid gevat, en God het hom vergewe.
Maar koning Dawid het ook nie dieselfde gebly nie. Hy was getransformeer deur God se genade en barmhartigheid. En een ding wat ons moet besef, koning Dawid het verander, want hy het nie aanhou oorspel bly pleeg nie. Jy lees nie weer dat hy dit gedoen het nie. Hy het daai keuse gemaak om nie sy vlees te volg nie, maar eerder dit waarvoor God hom geroep het. Jy lees ook nie dat hy weer ander mense sommer net vermoor het nie. Hy het absoluut besluit, hy gaan verander en hy keuse maak en God toegelaat om hom te verander. Nou die ding is wat ek agtergekom het is, hoekom kom daar verandering wanneer ons sonde begin aanspreek? Ons kan nie iets verander wat jy nie wil konfronteer nie. Is julle met my? As jy in jou huwelik maat, nee, of selfs jou taxibestuurders op die pad jou kwaad maak, en jy blameer hulle omdat jy kwaad raak, gaan jy nooit geduld leer nie. Jy gaan nooit lankmoedigheid of selfs sagmoedigheid hê nie. Jy gaan dit nie aanleer nie. Jy gaan nie daai vrug van die Gees begin toon en wys as jy heeltyd ander wil blameer en dink jy is nie verkeerd nie. As jy aanhou jou verlede begin blameer vir jou bitterheid, daar's soveel mense wat hulle verlede blameer vir hulle bitterheid, gaan jy nooit, nee, vrede ken nie. As jy aanhou sê jy mag my nie oordeel wanneer iemand jou teregwys, dalk oor jou tong wat so skinder nie, nee. Baie Christene is so lief om te skinder in die kerk en goed. As ons dit aanhou doen, gaan ons nooit in liefde kan groei nie. Romeine 12:2 sê vir ons, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei van die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Jy sien, verandering gebeur nie net van self nie, nee. Dit vereis vernuwing. En die vernuwing gaan net plaasvind wanneer jy eerlik is met jouself en besef wat die waarheid is. Is dit nie so nie? Wat vir my interessant is, ons as Christene wil dit nie toepas nie, nee. Maar selfs die wêreldse stelsel doen dit, hulle weet dit. Sielkundig gesê dit vir jou. As jy verslaaf is aan iets byvoorbeeld, jy gaan nie verander of wil verander tot jy nie herken jy het 'n probleem nie. Jy moet eers erken ek het 'n probleem en dan kan jy begin verander. Is dit nie so nie? Want tog op die einde van die dag, as jy glo daar is nie 'n probleem nie, dan is daar nie 'n probleem nie, so hoekom moet jy dan nou eintlik verander? En hoe gaan jy dan oorwinning kry as jy dink daar's niks fout nie? Dan Johannes 8 sê ook vir ons, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En toe gaan sit en dink ek bietjie, wat is die waarheid? Die waarheid is ons elkeen is sondaars. Dit is die waarheid. Die waarheid is ons almal kom tekort. Maar weet julle wat is die waarheid ook? Die waarheid wat ons vry maak, wanneer ons dit aanvaar en God toelaat om in ons te werk. Wanneer ons ophou wegkruip agter al ons verskonings en ons sonde begin aanspreek, dan maak ons die deur oop vir God se genade en krag en transformasie. Maar nou wonder julle seker, okay Hendrik, jy het nou ons genoeg sleg gesê, maar wat nou, hoe verander ons? Nee. Eerstens, nee, kom ons begin ophou daai blame game speel wat ons speel. Ons speel dit so maklik. Volgende keer wanneer jy in die versoeking gelei word om verskonings te maak of iemand anders te blameer in 'n situasie, vra vir die Here, wat was my deel in dit gewees? Die tweede een wat ons kan doen, nee, is kom ons nooi aanspreeklikheid in ons lewens. Skryf jou 'n broer of 'n suster in Christus wat bereid is om eerlik te wees met jou en jou op te bou. Ek sê dit so baie, ek is bevoorreg om pastoor te hê. Kry vir jou 'n broer. Dit is belangrik om iemand te hê wat eerlik met jou kan wees, wat jou sal opbou, wat jou die waarheid gaan vertel, wat jou verantwoordelik gehou word. En Salomo sê dit so mooi. Ek glo is hy wat dit geskryf het in Spreuke, wat sê yster slyp yster en die een mens slyp die aard van 'n ander. Met ander woorde, ons het mekaar nodig as Christene, want as ons mekaar opbou, gaan ons reg groei. Maar as ons vriende of mense kies om ons te lei wat in die wêreld is, gaan hulle ons weer negatief beïnvloed. En dan derdens vir my, laat ons belydenis
en met belydenis na God toe hardloop. Een ding wat ons moet besef, God staan nie daar en wag vir jou om jou 'n pak slaag te gee nie. Hy sê nie, kom boetie, ek wag vir jou, gee jou nou bietjie 6 van die bestes gee nie. Nee, God wag vir ons om ons te vergewe. En toe ek dit dink, het liet my weer laat dink soos wat ons nou die aand in ons Bybelbespreking gepraat het met die sondaar wat so langs Jesus Christus gehang het. Jesus was bereidwillig geweest om hom te vergewe. Hy wou hom vergewe. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Selfs as jy dink aan die mense wat hom gekruisig het. Want hy sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis hoe bereid Jesus Christus is om ons elkeen te vergewe. Maar ons moet daai keuse maak of ons dit wil bely. So kom ons hardloop bietjie na God toe, nee, met al ons tekortkomings. Jakobus 4 sê vir ons, nader tot God, dan sal hy tot jou nader. En ek wil afsluit. Ons kan nie verander as ons dit nie aanspreek nie. Sonde is 'n werklikheid en dit is ons elkeen se verantwoordelikheid om te verander. Dit is nie ons buurman se verantwoordelikheid om te verander nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid om te verander. Dis ook nie jou omstandighede se verantwoordelikheid om te verander nie. Ons lewe in 'n gefalle wêreld. Dit gaan nie verander nie. Dis ons verantwoordelikheid hoe ons optree. God gaan jou verantwoordelik hou vir jou lewe, nie vir jou buurman se lewe nie. Hy gaan ook nie jou buurman verantwoordelik hou vir jou lewe nie. Dis ons elkeen se verantwoordelikheid. Die ding is wat ons moet besef, ja, die wêreld leer ons om ander te blameer, nê. En die wêreld leer ons, doen net wat jy wil, doen wat jou gelukkig maak, doen wat lekker voel vir jou. Maar ek wil vir elkeen vandag sê, God het ons elkeen geroep vir iets hoër. God verwag dat ons sonde in die oë moet kyk en laat ons bekeer en daarna te streef om meer en meer soos Jesus te wees en geestelik te groei. So wanneer ons ophou om ander te blameer en begin om ons sonde aan te spreek, vind ons nie oordeel nie. Ons vind vryheid, vergifnis by Jesus, net soos wat koning Dawid vryheid en vergifnis by God gekry het en sy lewe absoluut getransformeer het. En dit laat my nou weer daaraan dink soos wat ons nou gesê het in die tyd wat ons nou is. Dit is wat ons vier. Daai prys wat Jesus Christus vir ons kom betaal het, dat ons oorwinning kon kry oor al hierdie goed in ons lewe. En ek wil regtig elke vanoggend net aanmoedig wanneer ons nou in Paasnaweek gaan bywoon en ingaan en herdenk wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Kom ons vat dit nie net as nog 'n lang naweek om te gaan visvang nie. Ek sê nie julle moet 'n geweer teen julle kop hou om saam met ons die Paaskonferensie by te woon nie, maar wat ek wel sê is, daar waar ook al jy is saam met jou gesin, spandeer daai naweek vir die Here en herdenk dit wat hy vir jou kom doen het en daai dierprys wat hy vir ons elkeen kom betaal het. En julle sal my nie glo nie, Paasnaweek is nog vir my baie meer spesiaal seker as vir julle, want ek glo dit was op 'n Paasnaweek gewees die dag toe ek werklik tot bekering gekom het. So dis vir my baie meer spesiaal en ek's nogal gewoonlik emosioneel as ek hieroor praat, so ek's bly ek huil nog nie, maar dit is vir my so mooi daai dag, want wat ek gedoen het is ek het deur die evangelies gelees en ek het eintlik deur die Matteus gelees, Jesus se verhaal waar hy vir ons kom sterf het, aan die kruis gesterf het en toe die Heilige Gees met my wonderbaarlik kom werk. So Paasnaweek is vir my ook 'n baie kosbare tyd vir my persoonlik ook. Maar ja, maar dit wat ek wil sê is, kom ons vier net eintlik Jesus Christus en dit wat hy gedoen het in vrymoedigheid en wees dankbaar en wie weet, miskien is julle hierdie jaar geseënd om 'n ontmoeting met die Heilige Gees te hê, net soos wat hy my genadig was. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet dat U ons liefhet, Here, en Here, dankie dat ek weet U is bereidwillig om ons elkeen te vergewe, Here. Here, want ons weet U het mens geword en U weet net so goed soos ons dat ons sondaars is en die goed waarmee ons struikel, Here, want U het ook vlees geword om hierdie selfde goed te voel soos ons, Here. Here, en daarom glo ek U is genadig en bereidwillig om ons te vergewe van ons oortredinge, Here. Here, maar ek wil ook kom en vra dat U in elkeen se harte sal werk, Here. En hulle hartsdeure sal kom klop en dat hulle sal begin besef, ons kan nie aanhou lewe soos wat ons lewe nie, Here. Ons moet begin besef, daar moet transformasie plaasvind in ons lewens, Here.
Here, en daarom wil ek kom bid dat elkeen werklike ontmoeting met U sal hê, Here, en laat hulle sal weet, U is ons God en ons redder, en laat ons elkeen ons sonde voor U sal kom bely, Here, en laat U ons sal kom red, en ons sal kan kom transformeer, Here. Here, en dit wil ek ook met 'n dankbare hart vanoggend kom sê, dankie dat U vir my kom sterf het, Here. Dankie dat U vir elkeen hier kom sterf het, Here, sodat ons elkeen die geleentheid het om gered te word, Here. Maar ek wil vir elkeen bid, Here, dat hulle daai begeerte sal hê, Here, om U te herken, Here, om hulle sonde voor U te kom neerlê en sê, Here, ek kan nie meer nie, ek wil verander, Here. Gaan saam met elkeen wat daai besluit maak, Here, en hou hulle sterk, Here, om daai beproewinge ook te kan weerstaan, want dit is nie maklik nie, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.